Baie welkom by vandag se gebedsbegeleiding. Ek wil hê dat jy vir 'n oomblik sal rustig word. Raak net bewus van jou asemhaling, van jou inasem en jou uitasem. Sit vir 'n oomblik sonder om iets te moet doen. Jy hoef nêrens te wees nie. Jy hoef nie nou antwoorde te hê nie. Hier is 'n plek waar jy kan stil word, kan asemhaal, stadig. 'n Plek waar jy net kan wees. Net soos wat jy nou is. Onafgehandel. 'n moe siel dalk. Kom met alles wat jy is. Laat jou liggaam sak in die stoel vir die plek waar jy nou is. Asem in en laat jou skouers rus. Kom agter hoe jou asemhaling stadiger en sag word. Jy is nie alleen nie. God is hier. Daar staan in die lewe wanneer die pad vorentoe vir ons nie so duidelik is nie. Wanneer mens nie weet wat om te bid nie. En dalk selfs hoe om te glo nie. Wanneer jy voel jy wil vasklou aan iets, maar jou hande is leeg. En wanneer jy vra het, maar die hemel stil is. In sulke tye het Jesus self ook gaan bid. Ek lees vir ons vandag uit Lukas 22 van vers 42 tot 46. Jesus se woorde daarso is: Vader, as U wil is, neem hierdie beker van my af weg. Nogtans laat nie my wil nie, maar U sin geskied. Toe het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. In doodsangs het hy nog dringender gebid. En sy sweet het soos bloeddruppels op die grond geval. Nadat hy van die gebed opgestaan het, het hy na die disippels toe gegaan en hulle aan die slaap gevind. Hy sê toe vir hulle: Waarom slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. In hierdie stil tuin op die Olyfberg sien ons nie 'n triomfantelike Jesus van wonderwerke en storms nie. Ons ontmoet Jesus in die duisternis. Alleen. Bang. Die beker waarvoor hy vra om weggeneem te word, was nie net fisiese lyding nie, maar die volle gewig van menslike gebrokenheid. Van verwerping en dood. Jesus weet wat voor lê. En hy bid nie soos iemand wat al die antwoorde het nie. Hy bid soos iemand wat weet wat dit is om angs te voel. Intens. Met 'n kloppende kop en 'n stywe bors. Sy sweet wat soos bloed word. En tog teenoor sy eie angs spreek hy daardie eenvoudige woorde: Nie my wil nie, maar U sin. Nie maklik nie, nie sonder worsteling nie, maar met oorgawe. Hier is 'n God wat nie ver is van lyding af nie, 'n God wat weet wat dit is om bang te wees en tog nie weg te draai nie. Ons sien God antwoord nie met donderslae of woorde nie, maar 'n engel, 'n teken van teenwoordigheid, maar nie redding van die pyn nie.
En as Jesus opstaan, vind hy sy vriende. Hulle slaap. Nie uit apatie nie, maar van hartseer. Hulle weet nie wat om te doen met hulle seer nie en hulle slaap. So word ons herinner, selfs Jesus moes bid. Selfs Jesus moes kies. Selfs Jesus het gebly toe dit swaar was. Kom ons word nou stil. Wat is die beker wat jy in hierdie seisoen dra? Waar worstel jy tussen gehoorsaamheid en angs? Wat beteken dit vir jou om te sê, nie my wil nie, maar U sin? Laat hierdie vrae soos 'n sagte klop op die deur van jou hart wees. Jy hoef nie nou antwoorde te hê nie, net teenwoordigheid. Kom ons word stil. Terwyl ons saam bid, laat ons gebed wees soos Jesus sin, eerlik, rou en oop. Vader, soms weet ons nie hoe om te bid nie. Soms is die enigste woorde wat ons het, neem hierdie beker van my af weg. U ken ons vrees, ken ons liggaam wat bewend is, ons hart wat moeg is, maar ook leer ons hoe om te sê, nie my wil nie, maar U sin. Nie met gemak nie, maar met vertroue. Gee ons genoeg geloof vir vandag. Kom, Here Jesus, versterk ons soos die engel U versterk het. Laat ons voel dat U naby is, al is die hemel stil. Amen.